Kom ons bid saam. Here ons redder, U wat groot en magtig is, U Here wat die ganse skepping in die palm van U hand hou. Here, ons aanbid U, ons prys U, ons wil saam met die gelowiges wat ons hiervan lees in Openbaring ook 'n loflied aanhef tot eer van U. En Here, ons wil vanoggend ook kom bid dat U deur die woord met elkeen van ons sal praat. Dat ons U stem sal hoor en Here, dat dit waarlik die Here is wat hier met ons sal praat. Ons bid dit in U naam. Amen. Geliefdes, elkeen van julle wat nou tot dusver die reeks gevolg het, of hier of dan later miskien met die klankopname, sal weet dat Johannes met hierdie Bybelboek wat hy geskryf het, vir ons help om die geskiedenis van die kerk en van die wêreld, vanaf die eerste koms van Christus tot met sy tweede koms, te help beskryf, laat ons iets verstaan van wat hier aan die gang is in die wêreld, ook in die tyd wat ons vandag leef. Hierdie tyd wat volgens die Bybel dan beskryf word as die eindtyd. Iets wat ons ook al geleer het tot dusver, is dat ons baie versigtig moet wees, om dit wat Johannes hier in Openbaring beskryf, te probeer koppel aan spesifieke goed wat vandag gebeur. Johannes se doel met die boek is nie om allerlei voorspellings te maak vir 2025 nie, maar om die kerk deur die eeue te help, die kerk wat in verdrukking verkeer, om die kerk te vertroos, om die kerk te bemoedig en om die kerk aan te spoor om te volhard in hulle geloof in die Here. In hoofstukke 12 tot 14 het ons gesê dat die Here as dit ware die skerm so 'n bietjie weggetrek het om vir ons dit oop te maak, dat ons kan sien wat agter die skerms aan die gang is. En julle sal onthou dat ons gesien het dat die konflik tussen die kerk en die wêreld wat vandag nog steeds aan die gang is, dat daar eintlik 'n ander groter konflik aan die gang is. En dit is die oorlog tussen Christus en Satan. En ons het ook gesien verlede week dat Satan elke keer die onderspit gedelf het teen God. So elke keer wat daar een of ander stryd tussen Satan en God is, het God elke keer die oorwinning behaal. So dis 'n belangrike ding wat ons daar besef het. 'n Vraag wat mens natuurlik moet vra, is wat gebeur met die ongelowiges? Wat gebeur met hulle wat voortdurend besig is om hulle teen God te verhard? Sal so 'n persoon eers met die finale oordeel gestraf word deur God? Of is daar reeds 'n mate van straf ook aan die ongelowiges hier op aarde? En ons het, toe ons gekyk het na hoofstukke 8 tot 11, het ons gesien dat God reeds hier op aarde sy straf uitoefen oor die ongelowiges. Daar het ons gelees van die 7 trompette van God wat geblaas word. En julle sal onthou dat ek toe gesê het dat die trompette eintlik ten doel het om die ongelowiges op te roep tot geloof, om hulle tot bekering te roep. Maar intussen het ons ook gesien dat die ongelowiges hulle meestal nie steur aan hierdie oproep om hulle tot God te bekeer nie. In hoofstukke 12 tot 14 verlede week het ons gesien dat diegene wat so openlik kant gekies het teen God, so openlik dat hulle selfs die merk van die dier en die merk op hulle voorkoppe en op hulle regterhande gekry het, dat hulle op daai manier eintlik aangetoon het, ons is aan die kant van Satan, ons dink soos Satan, ons werk soos Satan. Hulle vereenselwig hulle met ander woorde met Satan se werke op aarde. En nou lees ons in hierdie gedeelte wat ons vandag na gaan kyk, weer van die oordeel van God oor die goddeloses. Johannes beskryf hierdie oordeel
in baie sterker terme as wat hy daar in hoofstukke 8 tot 11 gedoen het. Daar het ons byvoorbeeld gelees dat 1/3 van die see het in bloed verander, en nou lees ons dat die hele see in bloed verander, dat al die seelewe uitgesterf het. Ons het daar ook gelees dat 1/3 van die riviere op aarde in bloed verander het, en nou sê Johannes hierso, dat al die riviere en al die varswaterbronne in bloed verander het. Maar God se bedoeling met hierdie dinge wat hier gebeur, wat hier beskryf word, met hierdie pla wat oor die wêreld uitgegiet word, bly nog steeds presies dieselfde as wat dit was in hoofstukke 8 tot 11. God wil hê dat mense tot bekering moet kom. God wil hê dat die goddeloses na hom toe sal draai en dat hulle sal bekeer. Maar dit gaan ons dan ook vandag sien. Elkeen wat weier om dit te doen, gaan uiteindelik onder God se finale oordeel kom. Maar voordat hierdie finale straf van God voltrek word, lees ons eers van die mense wat die oorwinning behaal het. Met ander woorde, dieselfde 144.000 wat ons nou al etlike kere van gelees het. Hoofstuk 7, hoofstuk 14 het ons weer van die 144.000 gelees, wat ons gesê het, dit is al die gelowiges oor alle tye, oor alle eeue, van die Ou Testament deur tot met die einde as Jesus Christus weerkom, dat al hierdie gelowiges nou 'n loflied aanhef tot eer van die Here. Nou kom ons lees daar net die eerste 4 verse eers van Openbaring hoofstuk 15. Toe het ek 'n ander groot en wonderbaarlike teken in die hemel gesien. Ek het 7 engele gesien wat die 7 laaste plaae bring. Daarmee het die toorn van God sy einde bereik. En ek het iets soos 'n spieelgladde see met vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam, het by die spieelgladde see gestaan met sieters wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die Lam. Groot en wonderbaarlik is die dade, Here God Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Nou broer en suster, ons het nou al etlike kere in Openbaring te doen gehad met die gelowiges, lewend en dood, aan die woorde die gelowiges wat reeds voor die troon van God staan, by die altaar, en dan ook die gelowiges wat op aarde is, wat saam 'n loflied tot eer van die Here sing. Gaan kyk maar weer na hoofstuk 1, hoofstuk 4, hoofstuk 5, hoofstuk 7, hoofstuk 11, hoofstuk 12, hoofstuk 14, en natuurlik hierna ook gaan daar 'n klomp kere wees, wat daar 'n loflied is, wat deur die gelowiges gesing word. Elke keer gaan dit maar oor die eer van die Here, dat hulle op een of ander manier die Here se naam wil groot maak. Maar hierdie loflied in hoofstuk 15 het 'n baie besondere betekenis. En ek moet nou erken dat dit vir my persoonlik nuut was. Ek het, terwyl ek besig was om voor te berei, na hierdie gedeelte gekyk, en toe begin ek iets snap van wat hier gebeur, wat ek self nog nie eers voorheen raak gelees het nie. Dit word beskryf as die lied van Moses. En toe raak ek nuuskierig. Nou hoekom die lied van Moses? En toe gaan ek en ek blaai terug na die Ou Testament toe. En toe kom ek daar af op die geskiedenis van God wat Moses gebruik het om die Israeliete deur die Rooi See te vat, toe hulle gevlug het weg uit Egipte land uit. En daar in Eksodus hoofstuk 15 vers 1 tot 19 kry ons dan die lied van Moses. Dit is die oorwinningslied wat hulle daar gesing het. Ek gaan net die eerste 3 verse lees. Ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog verhewe is. Perd en strydwa het hy in die see geslinger. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God, hom roem ek. Die God van my voorvaders, hom prys ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd. Sy naam is die Here. Nou onthou, op hierdie stadium het die volk nou pas uit Egipte land uitgetrek. Hulle het deur die see gegaan. Moses het die see met sy staf geslaan en die see het oopgemaak en hulle het droogvoets daardeur die see gegaan.
En nou is hulle aan die ander kant van die rivier, en in die tussentyd het die rivier weer toegemaak, en die soldate van die Egiptenare het almal daar verdrink. Maar nou is hulle op pad na die beloofde land. Die Here het vir hulle gesê, ek gaan julle deurvat, ek gaan julle uitbring uiteindelik by die beloofde land. En nou kom ons hier in Openbaring en ons skryf weer die lied van Moses. En nou is dit nie Moses en die Israeliete wat op pad is na die beloofde land Kanaan toe nie. Nou is dit ons, ek en jy, saam met al die ander gelowiges, wat ook op pad is na die beloofde land. Ons is op pad na die nuwe hemel en die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem, soos dit ook genoem word. So ons is nou ook op pad na die beloofde land. En dit is hoekom hierdie lied wat hier gesing word, juist die lied van Moses genoem word. Omdat ons op pad is na die beloofde land toe. Ons is besig met 'n nuwe uittog. Mens kan dit beskryf as 'n nuwe Exodus op pad dan na hierdie nuwe Jerusalem. Ons gaan later daarby kom in hoofstuk 21 veral. En as gelowiges weet ons dat dit wat ons vandag hier op aarde beleef, tog nie is wat God regtig vir ons ten doel het nie. God het vir ons iets beters in die oog. God se plan is nie dat ons maar net moet aangaan en aangaan en aangaan hier op aarde, soos wat dit op die oomblik gaan nie. En daarom sê Johannes vir ons, dat al die gelowiges saam hierdie nuwe lied van Moses begin sing. Want hulle weet, ons is op pad na die beloofde land. Ons is op pad na die nuwe Jerusalem toe. Maak dit jou nie opgewonde nie. Ek kan my net indink hoe dit moet wees om uiteindelik deur te gaan en uiteindelik by God se beloofde land uit te kom en te weet hier is dit wat God vir ons in die oog gehad het. Dit is wat God vir ons beplan het. Nou weer eens soos op soveel ander plekke in Openbaring maak Johannes gebruik van retoriese vrae. Hier in vers 4 as die gelowiges sing, wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Nou die logiese antwoord is natuurlik almal gaan dit doen. Daar's niemand wat nie die Here gaan prys nie. Daar's niemand wat nie die Here gaan verheerlik nie. Dit is die logiese antwoord. Maar ongelukkig is dit nie die volledige antwoord nie. Want soos destyds met Farao en die Egiptenare in Egipteland, wat keer op keer hulle verhard het teen God, lees ons ook hier, dat die ongelowiges keer op keer hulle teen God verhard. Daar is steeds 'n menigte mense wat weier om God te dien. En terwyl die gelowiges eenvoudig voortgaan om die Here te loof, dit is vir my verstommend hoe dit elke keer beskryf word. Die gelowiges hou net aan, hulle prys die Here en hulle bring al die lof aan hom, en dan terwyl hulle besig is om dit te doen, is God op sy manier besig om die ongelowiges, die goddelose mense uit te sorteer. En hier in hierdie gedeelte lees ons dan van die bakke van wraak wat oor die wêreld uitgegiet word, oor die ongelowiges, om hulle dan te straf. Kom ons lees die volgende paar verse saam, vanaf vers 5 tot hoofstuk 16 vers 1. Hierna het ek gesien die tempel in die hemel, die woonplek van God is oopgemaak, en die 7 engele wat die 7 plaae bring, het uit die tempel uitgekom. Hulle het helder blink klere aangehad, en elkeen het 'n goue band om die bors gehad. Een van die 4 lewende wesens het toe aan die 7 engele 7 goue bakke gegee, gevul met die toorn van God, van hom wat tot in alle ewigheid lewe. Die tempel het vol rook geword vanweë die heerlikheid en die mag van God, en niemand kon in die tempel ingaan voordat die 7 plaae van die 7 engele hulle einde bereik het nie. Toe het ek uit die tempel 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê, gaan gooi die 7 bakke gevul met die toorn van God op die aarde uit. So die straf van God word reeds in hierdie tyd waarin ons leef in 'n mate uitgeoefen oor die ongelowiges, en Johannes beskryf dit vir ons deur te vertel van 7 engele, elkeen met 'n bak in hulle hand, en in die bak is die toorn van God,
en dit word dan uitgegiet op die ongelowiges. En as mens gaan kyk na die pla wat die ongelowiges tref, dan is dit baie duidelik dat dit hier soos ook vroeër in die geval van die 7 trompette, eintlik maar verband hou met die pla wat oor die Egiptenare gekom het, toe Moses en die Israeliete daar uit weggetrek het. En nou gaan ek nie vandag weer kyk na al hierdie pla nie, ons het dit reeds gedoen op 'n vorige geleentheid, toe ons met die trompette besig was. So dis maar eintlik dieselfde ding wat gebeur, die riviere wat in bloed verander, die see wat in bloed verander, die waterbronne wat in bloed verander, die son wat getref word, en dan word dit nag. Maar daar's een van hierdie pla wat ek dink ek daarom regtig graag na wil kyk. En dit is die 6ste bak. En dit hou verband met die sogenaamde slag van Armageddon. Nou soos met soveel ander gedeeltes in Openbaring, onder andere wat ons na gekyk het rondom die Antichrist in Openbaring 13 en die nommer 666, word daar ook rondom die slag van Armageddon allerhande dinge vertel en dit word op allerhande maniere uitgelê wat regtig nie verband hou met die boodskap wat ons kry in Openbaring nie. So dit word deur baie mense op verskriklike verbeeldingryke maniere uitgelê. Sommige mense beskryf dit as 'n oorlog, 'n veldslag tussen 2 nasies in die jare toe kommunisme nog 'n groot ding was. Ons ouer mense sal dit onthou, die sogenaamde rooi gevaar, het almal gedink dis dalk 'n oorlog wat teen Rusland gevoer sal word. Baie mense het weer gesê nee, dis 'n oorlog teen China. Maar ons weet mos al teen hierdie tyd, ons het ons daarom nou al genoeg gevorder met Openbaring, dat ons nie moet probeer om allerlei letterlike verklaringe aan hierdie simboliese beelde in Openbaring te gee nie. Kom ons gaan lees verse 15 en 16 van hoofstuk 16. Kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Die geeste het die konings byeengebring op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. En dis nou daai vers 16 wat vir 'n klomp mense nou weer allerhande dinge laat sê wat ek genoem het nou nie eintlik die waarheid is nie. Waar kom hierdie woord vandaan? Waar kom hierdie beeld van Armageddon vandaan? Die agtergrond moet ons maar weer in die Ou Testament gaan soek by Rigters hoofstuk 4 en 5. En op daai stadium was Israel in 'n veldslag teen die Kanaaniete betrokke op die vlakte, die Jesreel vlakte wat naby aan Megiddo was. Armageddon se letterlike betekenis is die stad van Megiddo, Ar-Megiddo in die Hebreëus. En as die Israeliete dan hier in Rigters 4 en 5 uiteindelik die oorhand behaal oor die vyand, dan sing Debora, die profetes, saam met Barak 'n oorwinningslied waarin hulle al die eer aan die Here gee. Ons lees daar in Rigters 5 vers 19 dat hulle sing: konings het gekom, hulle het geveg. Die konings van Kanaan het geveg by Taanak, by Megiddo se waters, maar hulle het nie silwer buitgemaak nie. As jy daar na Rigters 5 toe gaan, sal jy die hele lied van Debora en Barak daar kan lees. Maar dit is ook die plek, daai vlakte, waar Elia die profete van Baal doodgemaak het. Onthou julle toe hulle uitgedaag het, waar hulle gesê het, bid tot Baal, dat hy die vuur aan die brand steek, dat julle offervleis dan verbrand, en toe dit nie gebeur nie, en Elia toe wel tot God bid, en sy offer word aanvaar, en dit word aangesteek, toe gee hy die opdrag, maak dood al hierdie profete van Baal. En dit is daar waar dit gebeur het, daar op die vlakte van Jesreel, daar naby Megiddo. En dit is ook op dieselfde vlakte waar die Here die Midianiete en die Amalekiete in die hand van Gideon en sy klein, wat ons praat van 'n Gideonsbende van 300 mense oorgegee het. Nou, vir die lesers van Openbaring, in hierdie tyd wat Johannes dit geskryf het, ongeveer 95 jaar na Christus, was Megiddo dus die plek wat hulle onwillekeurig aan gedink het, as die plek waar God sy volk telkens gered het. Dit was nie eens nodig gewees
vir hulle om daai geskiedenis oor te vertel nie. As hulle begin praat van Megiddo, dan onthou die mense, onthou wat daar gebeur het met die Israeliete. Ons onthou van Deborah se lied en van Barak se lied. Ons onthou van Gideon en wat daar gebeur het. So dis daai assosiasie wat hulle gehad het met die naam van Megiddo, wat eintlik onwillekeurig by hulle die gedagte opgewek het, maar God het hulle uitgered. Ek dink in vandag se tyd sou mens miskien die naam van Bloedrivier kon gebruik. Want as ons vandag van Bloedrivier praat, dan weet ons mos almal wat daar gebeur het. Ons het nie nodig om die hele geskiedenis oor te vertel nie. Ons almal weet wat daar gebeur het. En dit is wat eintlik hier gebeur. As Johannes skryf van Armageddon, van die stad Megiddo, dan dis dit eintlik al wat hy nodig het om te doen. Want die mense assosieer dit onmiddellik met die plek waar God oorwin het. Maar nou moet ons tog versigtig wees. Nou moet ons nie gaan dink dat Johannes hier dink aan 'n fisiese oorlog wat iewers in die toekoms letterlik daar op die vlakte van Jesreel daar by Megiddo gaan plaasvind nie. Dis maar weer eens 'n simboliese beeld wat hy gebruik. Dit gaan oor die oorlog wat reeds woed tussen God en Satan. Daai oorlog is op die oomblik aan die gang. Die oorlog tussen God en Satan. En wat Johannes vir ons wil sê, is dat die uitslag van hierdie veldslag op geen manier betwyfel kan word nie. Die uitslag is reeds bepaal. God gaan wen. En deur na Armageddon te verwys, sê Johannes vir ons, dis nooit nodig dat ons hoef bang te wees hieroor nie. Ons hoef nooit te twyfel dat miskien gaan daar iets fout loop vorentoe. Miskien gaan die duiwel tog uiteindelik oorwin nie. Dit sal nie gebeur nie. Die draak staan eenvoudig geen kans om die almagtige God te oorwin nie. So dis die tyd waarin ons vandag leef. Ons leef vandag in die tyd wat hierdie oorlog tussen God en Satan nog aan die gang is. Daai geveg wat ons van gelees het in Openbaring hoofstuk 12, wat ons gesê daar agter die skerms aan die gang is. Hiervoor gebeur 'n klomp dinge wat vir ons omkrap en vir ons ongelukkig maak, maar agter die skerms is daar iets groters aan die gang, en dit is hierdie geveg tussen God en Satan. Maar Openbaring sê ook vir ons dat alles op pad is na die einde toe. Ons beweeg in die rigting van Jesus Christus se wederkoms. En daarom skryf Johannes daar in vers 15, kyk, ek kom onverwags soos 'n dief, geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Jesus kom onverwags soos 'n dief. En miskien het julle dit ook raak gelees iewers in hierdie week, of dalk verlede week of so, maar daar sal weer 'n klomp mense wat op die oomblik rondgaan en wil voorgee dat hulle presies weet wanneer die wederkoms van Christus gaan plaasvind. Daar's 'n groep mense wat glo dat dit letterlik vandag gaan wees. Ons het vanaand 'n maansverduistering, dit lyk nie vir my of mense gaan hom kan sien van hier af nie, daar's te veel wolke, ongelukkig, maar ons het vanaand 'n maansverduistering, en tydens so 'n volledige maansverduistering gebeur dit gewoonlik dat die maan so effense rooi-oranje kleur het, en nou praat die mense van 'n bloedmaan. Nou daai bloedmaan gaan nou nie deur al die fisika gaan nie, maar dit gaan maar daaroor dat dit eintlik die stofdeeltjies in die atmosfeer van die aarde is. Die son is aan die een kant, hy skyn deur die aarde se atmosfeer daar na die maan se kant toe, en dit is nou maar hierdie stofdeeltjies wat 'n klomp dinge doen en uiteindelik maak dat die maan so effense rooierige kleur kry. Maar oral hoor mens nou deesdae dat mense sê, met hierdie bloedmaan gaan julle sien, gaan die wederkoms van Christus plaasvind. Vandag of môre, so sê hulle. Ek wens nogal dit was waar. Dit sal wonderlik wees as die einde kan aanbreek. Ek het geen vrees daarvoor nie. Inteendeel, ek kan my net indink hoe wonderlik dit gaan wees as Jesus Christus
weer kom. Maar natuurlik het niemand die reg om te sê, ek weet wanneer dit gaan gebeur nie. Want Johannes sê vir ons, net soos wat Jesus en Paulus en Petrus op ander plekke sê, dat niemand weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. En om alles te kroon, is daar nou nog 'n ander groep mense ook, wat nou ook op loop is met 'n voorspelling dat die wederkoms in die week van 22 tot 24 September vanjaar gaan plaasvind. Waarskynlik sê hulle gaan dit 23 September wees. Een van die mense, miskien het julle dit gesien, een van die mense wat dit verkondig, is die sanger Dani Botha. Hy is redelik vokaal oor hierdie ding, dat hy baie duidelik sê, hy glo, dit is wat gaan gebeur. Iemand anderste, ook 'n prediker in Suid-Afrika, het gesê, hy is 1 biljoen % seker, dat die wederkoms op 23 September gaan plaasvind. Iemand het sy tong in die kies van my gesê, maar as Dani Botha dan so seker is daarvan dat die wederkoms op 23 September gaan plaasvind, waarom het hy nog afsprake vir volgende jaar waar hy by konserte moet optree? Geliefdes, ons kan nie so met die Bybel werk nie. Ons kan nie so met die Bybel werk nie. Dis dwaas om sulke dinge te sê. En hoe lank gaan dit nog vir mense neem om te besef en te verstaan dat niemand nog ooit die datum van die wederkoms reg kon voorspel het nie. En deur die eeue is daar elke nou en dan iemand gewees of mense gewees wat vir ons vertel het wanneer die wederkoms gaan plaasvind. En hulle het allerlei verklaringe gehad daarvoor en elke keer was hulle verkeerd gewees. Niemand weet nie. Matteus 24 vers 36 het Jesus self gesê, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie en ook nie die seun nie. Net die Vader weet dit. En juis omdat ons nie weet wanneer die wederkoms plaasvind nie, word ons dan opgeroep om gereed te wees daarvoor. Kom ons telkens by hierdie selfde woorde uit van Jesus wat sê, ek kom soos 'n dief in die nag. Julle moet gereed wees. Matteus 24 vers 42 en 43. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. 1 Tessalonisense 5 vers 2. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom, soos 'n dief in die nag. 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal so onverwags wees, soos 'n dief kom. En ek sou hierby nog tientalle, ek het gaan probeer tel, maar letterlik nog tientalle ander plekke in die Bybel met presies dieselfde woorde vir jou kon aanhaal. Die Here sê vir ons, wees gereed. Net soos wat hy hier in Openbaring 16 vers 15 skryf, kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geliefdes, die Bybel vertel nêrens vir ons wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Die Bybel vertel wel vir ons dat die wederkoms gaan plaasvind en dat ons elke oomblik gereed moet wees daarvoor. Letterlik elke oomblik. Die Here kan vandag kom, hy kan vanaand kom of môre kom. Dit is heeltemal moontlik. Daarom sê hy, wees gereed. As julle geweet het wanneer die dief kom, sou julle paraat gewees het om hierdie dief voor te lê. Nou kom sê hy, die Here kom soos 'n dief in die nag, op 'n tyd wat julle dit nie gaan verwag nie. Wees gereed elke oomblik vir sy koms. En op daardie dag van Jesus se wederkoms, op daardie dag word die 7de bak uitgegooi. Ons lees daarvan in Openbaring 16 vanaf vers 17 tot 21. Die 7de engel het toe sy bak in die lug uitgegooi. Van die troon in die tempel af het daar 'n stem hard uitgeroep, dit is verby. Toe het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. Daar was ook 'n groot aardbewing, soos daar nog nie was, vandat die mens op die aarde gekom het nie. So 'n geweldige groot aardbewing was dit. Die groot stad het in 3 dele gedeel, en die stede van die nasies het in mekaar gestort. God het ook nie vergeet om vir die groot Babylon die beker met die wyn van sy gloeiende toren te gee nie. Al die eilande het verdwyn, en berge was daar ook nie meer nie. Groot haalstene, elkeen omtrent 50 kilogram swaar, het van die hemel af op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag
verskriklik groot was. As die 7de bak uitgegooi word, dan roep God vanaf sy troon, dit is verby. En dan word die finale oordeel van God op 'n baie dramatiese manier deur Johannes vir ons beskryf. Hy beskryf dit met weerligstrale, met donderslae en met verskriklike aardbewings. Babylon, ons weet mos nou al teen hierdie tyd dat Babylon eintlik maar net 'n skuilnaam vir Rome is, die toonbeeld van sonde, die woonplek van die sataniese trio, die draak, die dier uit die see, die dier uit die aarde. Daai stad skeur in 3. En so kom die ryk van die anti-kris finaal tot 'n einde. Mense wat gehoop het dat hulle God se ongeregtigheid, dat God hulle ongeregtigheid sou miskyk, dat hulle nog steeds sou kon aangaan met hulle lewenswyse, nog steeds eerder die draak dien as wat hulle God dien, gaan op daardie dag besef dat God se volle toorn nou teen hulle ontvlam het, as gevolg van 'n leeftyd van goddeloosheid en ongehoorsaamheid. Dan beskryf Johannes dit ook vir ons, dat daar haalstene val, elkeen omtrent 50 kg swaar. Nou dis die gewig van 'n sakkie sement. Nou probeer jouself net indink hoe dit sou wees as hier skielik 10.000, 100.000 sakke sement op mense sou moes uitval. Probeer jou net indink hoe dit sou wees. Maar dit is maar 'n beeld van Johannes om vir ons te sê dat as die toorn van God uiteindelik ontvlam teen die goddeloses, gaan dit 'n verskriklike dag wees. Geliefdes, soos in hoofstuk 14, het ons ook hier in hoofstuk 15 en 16 te doen met 'n tweeledige boodskap. Aan die een kant is dit 'n boodskap van vertroosting vir elke gelowige, elkeen wat vandag swaar kry, elkeen wat op een of ander manier voel dat hulle vervolg word deur die wêreld, kom Johannes en hy sê, hier is vir julle 'n troostboodskap. Julle gaan God loof, julle gaan God prys en julle sal aanhou daarmee. Terwyl God besig is om hierdie dinge op aarde uit te sorteer, gaan julle voortgaan om die Here te loof. Maar ek weet, dit is nie altyd maklik om staande te bly as die draak en sy trawante probeer om ons tot 'n val te bring nie. Hulle probeer ons mislei, hulle wil probeer vir ons op allerlei maniere so ver kry om weg te draai van God af. Maar goddank, hierdie stryd gaan nie vir ewig duur nie. God is reeds besig om in te gryp. God is reeds besig om sy toorn oor die aarde te bring. Hy's reeds besig om sy straf oor die aarde te bring. Maar eendag, dan gaan God finaal ingryp. En op daardie dag sal die vyand totaal vernietig word, sodat niemand ooit weer sy hand teen God se kinders sal kan lig nie. Daar is natuurlik ook die ander kant, ook 'n boodskap van waarskuwing in hierdie gedeelte. Vir elkeen wat nog nie deel is van die kerk van Jesus Christus nie. God is daagliks ook met hulle besig, want God wil hê dat hulle moet bekeer. So God is besig om in die wêreld allerlei dinge te doen, deur wat ook al, natuurdinge wat gebeur, maar veral deur mense, dat die boodskap van Jesus Christus se verlossing in die wêreld verkondig word, sodat die wêreld hulle tot hom kan bekeer, want dit is wat God se wens is. Maar as die mense voortgaan om hulle doof te hou vir die stem van God, dan moet hulle ook weet, uiteindelik gaan die finale oordeel van God hulle tref. By baie Christene is dit 'n gewoonte om die toekoms as vreeslik duister te sien. Hulle is baie negatief eintlik oor die toekoms. En hulle praat net oor al die swaar tye wat die kerk tegemoet gaan. En natuurlik is daar swaar tye vir ons. Daar is swaar tye in ons as gelowiges se lewens. Daar is swaar tye vir die kerk van Jesus Christus op aarde. En veral as die magte van die duisternis alles in die stryd werk om ons van ons geloof te laat afsien. Maar selfs in hierdie donker dae hoef ons nie swaarmoedig te wees nie. Ons het nie nodig om nou in sak en as te gaan sit
omdat dinge nie altyd so goed uitwerk of so goed lyk soos wat ons wil hê dit moet lyk nie. Want ons kan nog steeds vashou aan die belofte van God dat hy ons sal uitred en dat die vyand van God gestraf sal word. Maar wat miskien dan die belangrikste is vir vandag, eintlik is die stryd klaar gewen. Jesus het ons die stryd gewen daar aan die kruis. En ook later toe hy uit die dood uit opgestaan het, toe hy die dood oorwin. So die stryd is eintlik klaar gewen. En daarom is dit nie ons stryd nie. Dit is nie ons wat hier in 'n geveg met Satan betrokke is nie. Dat ek weet dat daar mense is wat dink dis ons werk. Dis nie ons werk nie. Dis nie ons werk om die Satan te oorwin nie. Jesus Christus het die Satan klaar oorwin. Al wat ons moet doen is om onsself te skaar by Jesus Christus. Wie vir God as hulle Vader het, is reeds in die wenspan. In Christus is ek en jy nie net oorwinnaars nie, maar ons is soos wat Paulus het beskryf in Romeine 8 vers 37, meer as oorwinnaars. Kom ons leef soos oorwinnaars. Kom ons sing die lied van Moses met oorgawe, want ons is saam met Christus en saam met sy kerk op pad na die nuwe Jerusalem, God se beloofde land. Amen. Here, dit laat ons verstom as ons hierdie dinge lees in die woord. En Here, ons kyk met 'n verlange na die toekoms. Here, ons verlang na die wederkoms van Christus wat moet kom. Dat ons u goedheid en u heerlikheid in sy volheid kan beleef. Maar Here, terwyl ons hier op aarde is, bid ons dat u van ons u getroue getuie sal maak. Dat ons saam met u sal werk om die boodskap van verlossing ook in die wêreld uit te dra. Omdat ons weet dat dit u wil is dat elke mens uiteindelik hulle sal moet bekeer tot u. Gebruik vir ons ook in hierdie rowwe wêreld waarin ons leef, om die getuienis van Jesus Christus uit te dra. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.